gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. My liewe maatjies, onthou die storie wat Tannie julle vertel het van Joshua en die Israeliete, hoe hulle om die mure van Jericho geloop het en die mure omgeval het. Nou na dit het die Israeliete gesondig teen die Here en die Here was kwaad vir hulle. Joshua het van Jericho af manne gestuur na Ai toe en vir hulle gesê, gaan kyk na die land, die manne is toe weg en het Ai gaan verken. Toe hulle by Joshua terugkom, sê hulle vir hom, dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie, so 2 of 3.000 man kan gaan en Ai inneem, daar is min mense in Ai. Daar het toe omtrent 3.000 man daarin opgetrek, maar Ai se mense het hulle verslaan. Die volk van Israel het bang geword en Joshua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig op die grond gelê voor die Here. Hy en die leiers van Israel, hulle het stof op hulle koppe gegooi. Toe sê die Here vir Joshua, staan op, hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig en my verbond wat ek hulle opgelê het, verbreek. Hulle het van die goed gevat wat aan my gewy is. Hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed by hulle sin gesit. Nou daar was 'n man met die naam Akan. Hy het van die silwer en goud gesteel by die mense van Ai. Alles wat hulle van Ai gevat het, moes behoort aan die Here, maar Akan het van dit gesteel en vir homself gevat. Vroeg die volgende môre het hulle uitgevind dat dit Akan was wat die goud en silwer gesteel het, en dis hoekom Ai die Israeliete verslaan het, want God was kwaad vir Israel. Joshua het vir Akan gesê, my seun, gee tog aan die Here, die God van Israel, die eer wat hom toekom, en doen belydenis voor hom. Sê my wat jy gedoen het, moet dit nie vir my wegsteek nie. Toe sê Akan vir Joshua, dit is waar, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel. Wat ek gedoen het, is dit. Ek het onder die goed pragtige klere uit gesien en ook silwer en goud. Ek wou dit baie graag hê en ek het dit gevat. Dit is in die grond in my tent begrawe. Die silwer is heel onder. Joshua het mense gestuur en hulle het na die tent toe gehardloop en daar kry hulle toe die goed in Akan se tent, die silwer onder. Hulle het die goed uitgehaal en na Joshua en al die Israeliete toegebring. Toe het hulle dit daar voor die Here uitgeskit. Toe vat Joshua en die hele Israel saam met hom vir Akan en sy mense en sy besittings, sy diere en alles, en maak hulle dood en brand al hulle besittings. Die Here het vir Joshua gesê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, neem al die manskappe met jou saam en trek op teen Ai. Ek gee die koning van Ai, sy volk, sy stad, sy land nou oor aan jou. Joshua en al die manskappe het toe klaargemaak om teen Ai op te trek. Die koning van Ai het gesien daar kom 'n aanval. Die manne van die stad het haastig klaargemaak en teen Israel opgetrek. Hy het nie geweet dat Israel 'n stryk vir hulle gestel het nie. Toe sê die Here vir Joshua, steek die swaard wat jy in jou hand het uit na Ai toe, want ek gee die stad in jou mag oor. Joshua het die swaard wat hy in sy hand gehad het, na die stad toe uitgesteek, en toe staan die versteekte manskappe op hulle plekke uit, en storm, net toe hy sy hand uitsteek. Hulle is die stad in en het dit ingeneem, en dit dadelik aan die brand gesteek. Toe die manne van Ai terugkyk, sien hulle die rook van die stad in die lug opstyg. Hulle kon nêrens heen vlug nie. Israel het al die inwoners van Ai doodgemaak en die stad gebrand. Die Here het hulle die oorwinning gegee. Na 'n tyd het die koning van Jerusalem gehoor dat Joshua Ai ingeneem en heeltemal vernietig het. Die 5 Amoritiese konings het toe elkeen met sy hele leer soldate gekom en die Gibeoniete begin aanval. Nou Joshua het 'n belofte gemaak met Gibeon se mense dat wanneer hulle in die moeilikheid is, Israel vir hulle sal help. Die manne van Gibeon het vir Joshua in die kamp laat weet, moet ons tog nie nou in die steek laat nie. U moet gou hier na toe kom en ons kom red. U moet ons help, want al die Amoritiese konings het ons aangeval. Joshua en al sy manskappe, al die dapper vegters, het toe uit Gilgal vertrek. Die Here het vir Joshua gesê,
Moenie vir hulle bang wees nie. Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle sal teen jou kan kom nie. Joshua het van Gilgal af die hele nag deurgetrek en die Amoriete skielik oorval. Die Here het hulle bang laat word vir Israel. Israel het hulle heeltemal verslaan. Die dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Joshua die Here om hulp gevra. Hy het gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil. Die son het stil gestaan, die maan het nie geroer nie, totdat Israel sy vyande verslaan het. So 'n dag was daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het. Die Here het vir Israel die oorlog laat wen. Nou liewe maatjies, julle kan hier sien hoe was die Here met Joshua, want Joshua was gehoorsaam aan die Here en het alles gedoen wat die Here vir hom gesê het. Ons sien ook hoe Akan sleg was en van die goud en silwer gesteel het, wat God gesê het hulle moet nie vat nie. Dit het God kwaad gemaak en Israel het die oorlog teen Ai verloor die eerste keer. So moes Akan vir sy sonde doodgemaak word. My liewe maatjies, ons moet nie steel en lieg soos Akan nie. God hou nie daarvan nie. God hou nie daarvan as ons lieg en steel nie. En onthou, God sien alles, selfs al sien mense jou nie. Ons moet soos Joshua wees, wat gehoorsaam was aan God en God het hom oorwinning gegee in alles. Ons moet op God vertrou soos Joshua, want dit is God wat ons help in alles. Ons moet altyd tot God bid om ons te beskerm en ons te help met ons skoolwerk. Ons moet ook vir Jesus altyd dankie sê vir ons kos en vir alles wat hy ons mee geseën het, soos ons klere en die huis waar ons bly. En julle moet onthou, dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees en mooi bly tot die volgende keer.